Een sakkie droe bokkoms en een samosa, een serp en een uitje met een rooi sak, een pakje peanuts, biltong en een maskerdel. My kussenkie is oorgetrek met springbokvel. Hallo, ek is baie bly jy is deel van die kleingroepe en ons is besig met hierdie tweede reeks van 40 dae. Saam is ons beter, ons gaan met hierdie boek uitwerk, jy kan jou boek maar oopmaak. Ons vat dit in 'n rugby idiom om spesifiek iets te sê van wat dit beteken om deel van 'n span te wees. En jy moet iewerster in jou lewe besluit of jy deel gaan wees van God se span. Nou rondom rugby as die idiom, as die beeld wat ons wil gebruik om spanwerk mee uit te beeld, is daar baie branding. Branding soos name, maatskappye, ondersteuners. Ek sit hier in Holly se kantoor en hy is 'n groot rugby ondersteuner. Soos jy kan sien uit al die trofeeë en die goed wat hier is hy 'n ou wat regtig heel hartig committed is. Maar jy sien sekerlik al op televisie vir Jan en Elton gesien, die nommer 23 spelers. Die groot rugby spelers self maak geweldig baie staat op hulle ondersteuners. En daarom koester hulle hierdie ouens ook en dis vir hulle belangrik. Ek onthou van commitment. Toe ek 'n kind was, het ek in 'n rugbywedstryd gespeel. Ek sal dit nie glo nie, maar regtig so op Ellen Ridge. En ek het 'n ander kind wat die bal gehad het geloop. In daai stadium kon ek nog 'n flank gewees het. En die volgende oomblik slaan iemand my verskriklik. En toe ek opkyk is dit 'n tannie met so 'n handsak, so 'n groot handsak, want ek het haar steentjie gebyt. Dis commitment. Commitment wat iets van jou vra. Ek dink het jy al gewonder wat wil God regtig van ons hê? Wat is die belangrikste ding wat eintlik vir God saak maak? En dit gaan ons kry in hierdie volgende reeks. Dit waarmee ons gaan besig wees. Jy weet die Bybel wys vir ons baie duidelik. Wat wil die Here God hê? Wat moet ek doen om uit te kom by die saak wat God oor wil praat met my? En wat vir hom belangrik is. En daarom is geloof wat maak dat jy ander mense liefhet, die hele sentrale gedagte, geloof wat oorgaan tot dade van liefde. So voor ons nou die gedeeltjie gaan lees in die boek en ons leer wat wil God sê, wat maak vir hom saak, ons leer van die liefde, onthou ons gaan op 3 vlakke dit leer. Ons gaan dit leer hier in die klein groep, ons leer dit groter in die gemeentevlak en ons leer dit ook op die gemeenskapvlak. Die omgewing waarin ons gemeente en waarbinne ons klein groep moet functioneer. Ek gaan begin deur vir ons 2 skrifgedeeltes te lees wat in jou boek op bladsy 179 is. En die vers kom uit Galasiërs 5 vers 6, die eerste een. In Christus Jesus is dit nie van belang of jy besny is nie. Al wat van belang is, luister mooi, is geloof wat deur liefde tot dade oorgaan. Dit kom uit die nuwe vertaling uit. Ek lees ook die gedeelte van 1 Korinte 13 se eerste 13 verse. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie. Het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al my goed wat ek het aan ander uit en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dis nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik sal ophou en die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik en ons profeteer maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken. En nou geloof, hoop en liefde bly. Hierdie 3. En die grootste hiervan is die liefde. Rick Warren sê, what matters the most to God?
Die grootste hiervan is die liefde. In hierdie 6 weke wil ons leer hoe om op daai 3 vlakke van die kleingroep, die gemeente en die gemeenskap te leef. Jy weet, dit is vir ons verskriklik lekker as ons iemand hoor wat 'n goeie spreker is. Ek is so jaloers op mense wat kan opstaan en 'n preek kan gee sonder 'n nota, wat kan rondloop en kan praat. En iets daarvan hou ons van as iemand met passie, met oortuiging 'n saak kan praat en kan stel. En weet jy wat? 'n Goeie spreker het nie net charisma nie, het nie net goeie humor en hy kan baie goed onthou nie. Maar hy is ook betrokke by die saak. 'n Goeie spreker sal altyd terugkom na dit wat belangrik is en hy sal dit herhaal. En die Here wil juis vir ons in hierdie gedeelte 'n paar keer sê dat om lief te hê, om verhoudings te hê wat oorgaan na liefdesdade toe, is vir hom die allerbelangrikste. En nou gaan ons in hierdie 40 dae leer hoe om sulke verhoudings van liefde te bou. As jy jou boek oopmaak op bladsy